Hoofstuk 50. Ter dood veroordeel. Tydens Paulus se laaste verhoor voor Nero, het die krag van die apostels se woorde so indruk op die keiser gemaak, dat hy sy uitspraak oor die saak uitgestel het, en die beskuldigde dienaar van God nie vrygespreek of skuldig bevind het nie. Maar die keiser se kwaadwilligheid teen Paulus het gou teruggekeer. Verbitterd omdat hy die verspreiding van die Christelike geloof, selfs in sy eie huis, nie kon keer nie, het hy hom voorgeneem dat die apostel gedood sou word, sodra hy 'n aanvaarbare voorwendsel daarvoor kon vind. Kort daarna het die keizer die beslissing uitgespreek wat Paulus tot 'n martelaarsdood veroordeel het. Omdat 'n Romeinse burger nie gemartel kon word nie, is hy veroordeel om onthoof te word. Paulus is in die geheim na die strafplaas gebring. Min toeskouers is toegelaat, want sy vervolgers het gevrees dat sy invloed so groot was, dat die toneel van sy dood nog meer bekeerlinge tot die Christelike geloof kon win. Maar selfs die geharde soldate wat hom bewaak het sy woorde met verbasing aangehoor en gesien dat hy opgeruimd, ja, selfs blymoedig was, ondanks die vooruitsig van sy dood. Vir sommige wat sy martelaars dood aanskou het, was sy vergewensgesindheid teenoor sy moordelaars en sy onwankelbare vertroue in Christus tot die laaste toe nog 'n reuk van die lewe. Meer as een het die heiland wat Paulus verkondig het, aangeneem en kort daarna hulle geloof onbevrees met hulle eie bloed verseël. Tot sy laaste uur toe het Paulus se lewe van die waarheid van sy woorde aan die Korintiërs getuig. God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moes skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 10. Sy bekwaamheid was nie in homself nie, maar in die teenwoordigheid en bemiddeling van die Heilige Gees, wat die siel vervul en elke gedagte aan die wil van Christus onderwerp het. Die profeet verklaar: U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Jesaja 26 vers 3. Die vrede van die hemel wat op die aangesig van Paulus uitgedruk is, het menige siel vir die evangelie gewin. Paulus het die atmosfeer van die hemel met hom saamgedra. Almal wat met hom omgegaan het die invloed van sy eenheid met Christus gevoel. Die feit dat sy lewe 'n voorbeeld was vir die waarheid wat hy verkondig het sy prediking oortuigende krag verleen. Daarin skuil die krag van die waarheid. Die ongekunstelde, onbewuste invloed van 'n heilige lewe is die oortuigendste preek wat in gunste van die Christelike geloof gelewer kan word. Selfs al is dit onweerlegbaar, kan 'n argument teenstand wek, maar 'n godvrugtige voorbeeld het 'n krag wat nie heeltemal veronagsaam kan word nie. Die apostel het sy eie komende lyding vergeet, omdat hy bekommerd was oor diegene wat hy sou agterlaat om vooroordeel, haat en vervolging die hoof te bied. Hy het getrag om die paar Christene wat hom na die strafplek vergesel het te versterk en te bemoedig deur die beloftes te herhaal wat gegee is vir diegene wat ter wille van die geregtigheid vervolg sou word. Hy het hulle verseker dat niks sou faal van alles wat die Here aangaande sy beproefde en getroue kinders gespreek het nie. Gedurende 'n korte tydjie
kon hulle dit miskien weens veelvuldige versoekings moeilik hê. Hulle sou miskien geen aardse geriewe hê nie. Maar hulle kon hulle harte bemoedig met die versekering van die getrouheid van God deur te sê: Ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. 2 Timoteus 1 vers 12. Die nag van beproewing en lyding sou spoedig ten einde loop, en dan sou die blye môre van vrede en volkome dag aanbreek. Die apostel het nie met onsekerheid of vrees die verre toekoms ingesien nie, maar met blye hoop en verlangende verwagting. Terwyl hy op die plek van teregstelling staan, sien hy nie die laksman se swaard of die aarde wat sy bloed so spoedig sou ontvang nie. Hy kyk deur die kalme bloue hemel van daardie somersdag op na die troon van die ewige. Hierdie geloofsman aanskou die leer van Jakob se gesig wat Christus voorstel, wat die hemel met die aarde en die sterflike mens met die oneindige God verbind het. Sy geloof word versterk wanneer hy dink hoe dat patriarge en profete op die een vertrou het wat nou ook sy steun en troos is en vir wie hy sy lewe sou gee. Van daardie heilige manne wat van eeu tot eeu vir hulle geloof getuig het, hoor hy die versekering dat God waaragtig is. Sy mede-apostels wat in hulle verkondiging van die evangelie met godsdienstige dweepsig en heidense bygeloof, vervolging en veragting te doen gekry het, wat hulle lewens nie lief gehad het nie, sodat hulle die lig van die kruis te midde van die donker doolhowe van ongeloof omhoog kon hou. Hulle hoor hy getuig dat Jesus die Seun van God, die verlosser van die wêreld is. Van die pynbank, die brandstapel, die kerker, uit die spilonke en klowe van die aarde, hoor hy die triomfkreet van die martelaars. Hy hoor die getuienis van standvastige siele wat, hoewel hulle dakloos, verdruk en gepynig was, nogtans vreesloos en plegtig vir hulle geloof getuig en gesê het: Ek weet in wie ek geglo het. Deur hulle lewens ter wille van die geloof op te offer, verklaar aan hulle die wêreld dat hy op wie hulle vertrou het in staat is om volkome te red. Paulus, wat deur die offer van Christus losgekoop, in sy bloed van sonde skoon gewas en met sy geregtigheid geklee is, het die getuienis vir homself dat sy siel kosbaar is in die oë van sy verlosser. Sy lewe is saam met Christus in God verborge, en hy is daarvan oortuig dat hy wat die dood oorwin het, mag het om die pand wat aan hom toevertrou is, te bewaar. Sy gemoed gryp die belofte van die Heiland aan. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 6 vers 40. Sy gedagtes en sy hoop is op die wederkoms van sy Here gefestig. En wanneer die swaard van die laksman val en die skaduwees van die dood die martelaar omhul, skiet sy laaste gedagte vorentoe, net soos ook sy eerste gedagte in die groot ontwaking sal wees, na die lewegewer wat hom in die vreugde van verlostes sal verwelkom. Byna 20 eeue het verbygegaan, sedert die bejaarde Paulus sy bloed as 'n getuienis vir die woord van God en die getuienis van Jesus Christus gestort het. Geen getroue hand het vir die komende geslagte die laaste tonele in die lewe van daardie heilige man te boek gestel nie. Maar die ingewing het sy sterwensgetuienis vir ons bewaar. Soos 'n bassein geskal, het sy stem deur die eeue heen geklink en met sy eie moed duisende getuies vir Christus bemoedig en in duisende bedroefde harte die weerklank van sy eie seëvierende blydskap gewek. Ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.
2 Timoteus 4 vers 6